Goeiedag, en vandag gaan ons Handelinge 17 saam lees. Kom ons bid voordat ons lees. Onse Vader, Jehovah Elohim, ewige Skepper God, Jehovah Ropeka, die Here wat genees, God van die onbekende, U wat geroep word, blink môre ster. Open ons oë, Here, om U oral raak te sien. Praat met ons in Handelinge 17 asseblief, Here. U kinders luister nou. Amen. En dan kyk ons net na die inleiding. In Thessalonika en Berea preek Paulus uit die skrifte. Bereane ondersoek self die woord oor en oor. In Athene is Paulus se gees ontsteld oor al die afgode daar. Athene was bekend vir die meeste afgodsbeelde in enige stad, en Paulus word vervul met Ou Testamentiese toorn oor die afgodediens. Sommige spot, ander glo. Goed, kom ons lees nou Handelinge 17 vers 1 en hoor wat die Here vir ons sê. Die opskrif van hoofstuk 17 lees Paulus in Thessalonika en Berea. 17 vers 1. Toe het hulle deur Amphipolis en Apollonia gereis en in Thessalonika gekom, waar 'n sinagoge van die Jode was. En volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lank met hulle gespreek uit die skrifte en dit uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan en gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig, is die Christus. En sommige van hulle is oortuig en hulle het by Paulus en Silas aangesluit, ook 'n groot menigte van die godsdienstige Grieke en 'n groot aantal van die aansienlike vroue. Maar die ongelowige Jode was afgunstig en het slegte manne van die leeglopers saamgeneem en die stad in opskudding gebring deur 'n volksoploop te bewerk. En hulle het die huis van Jason aangeval en probeer om hulle voor die volk te bring. Maar toe hulle hul nie kry nie, het hulle Jason en 'n paar broeders na die stadsowerhede gesleep en geskreeu, die mense wat die wêreld in opstand bring, hulle het hier ook gekom. En Jason het hulle ontvang en hulle almal handel teen die bevele van die keiser en sê dat daar 'n ander koning is, naamlik Jesus. En hulle die skare in opskudding gebring en ook die stadsowerhede wat dit gehoor het. Maar toe hulle van Jason en die ander genoegsame 'n waarborg ontvang het, het hulle losgelaat. Daarop het die broeders dadelik in die nag Paulus en Silas na Berea weggestuur. En toe hulle daar kom, het hulle na die sinagoge van die Jode gegaan. En hierdie mense was edelmoediger as die in Thessalonika. Hulle het die woord met alle welwillendheid ontvang en elke dag die skrifte ondersoek, of hierdie dinge so was. Baie van hulle het dan ook gelowig geword, en van die aansienlike Grieke 'n groot aantal, vroue en manne. Maar toe die Jode van Thessalonika verneem het, dat die woord van God ook in Berea deur Paulus verkondig was, het hulle gekom en die skare ook daar opgesweep. Die broeders het Paulus toe dadelik weggestuur om in die rigting van die see te gaan, maar Silas en Timotheus het daar gebly. En dan sien ons nou Paulus in Athene, sy rede op die Areopagus. En die wat Paulus begelei het hom tot by Athene gebring. En nadat hulle opdrag ontvang het aan Silas en Timotheus om so gou moontlik na hom te kom, het hulle vertrek. En terwyl Paulus in Athene vir hulle wag, het sy gees in hom opstandig geword toe hy sien dat die stad vol afgodsbeelde was. Hy het toe in die sinagoge met die Jode gespreek en met die godsdienstige mense en elke dag op die mark met die wat hom teekom.
In vers 18, en sommige van die Epikureëse en die Stoïsynse wysgeere het met hom gestry. En sommige het gesê, wat sou hierdie praatjiemaker tog wil hê? En ander weer, dit lyk of hy 'n verkondiger is van vreemde gode, omdat hy aan hulle die evangelie van Jesus en die opstanding verkondig het. En hulle het hom geneem en op die Areopagus gebring en gesê, kan ons verneem wat hierdie nuwe leer is, wat deur u verkondig word? Want u bring sekere vreemde dinge in ons ore. Ons wil dan weet, wat dit tog kan wees. Nou het al die Atheners en die uitlanders wat by hulle gewoon het, vir niks anders tyd gehad, as om iets nuuts te sê en te hoor nie. Paulus gaan toe in die middel van die Areopagus staan en sê, Atheners, ek sien dat julle in elke opsig baie godsdienstig is, want terwyl ek rondgegaan en julle heiligdomme aanskou het ek ook 'n altaar gevind waarop geskrywe is, aan 'n onbekende God, hom dan wat julle vereer sonder om hom te ken, verkondig ek aan julle. Die God wat die wêreld gemaak het en alles wat daarin is. Hy wat Here van hemel en aarde is, woon nie in tempels met hande gemaak nie. Ook word hy nie deur mense hande gedien, asof hy aan iets 'n behoefte het nie, omdat hy self aan almal lewe en asem en alles gee. En hy het uit die een bloed al die nasies van die mensdom gemaak, om oor die hele aarde te woon, terwyl hy vooraf bepaalde tye en die grense van hulle woonplek vasgestel het, sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom nie miskien kon aanraak en vind, al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons, soos sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. As ons dan die geslag van God is, moet ons nie dink dat die godheid aan goud of silwer of steen of beeldwerk van menslike kuns en uitvinding gelyk is nie. God het dan die tye van onkunde oorgesien en verkondig nou aan al die mense oral dat hulle moet bekeer, omdat hy 'n dag bepaal het waarop hy die wêreld in geregtigheid sal oordeel deur 'n man wat hy aangestel het, en hy het hiervan aan almal sekerheid gegee, deur hom uit die dode op te wek. Maar toe hulle van die opstanding van die dode hoor, het sommige begin spot en ander het gesê, ons sal u weer hier omtrent hoor. En so het Paulus van hulle weggegaan, maar sommige manne het by hom aangesluit en gelowig geword, onder wie ook Dionysius die Areopagiet was, en 'n vrou met die naam van Damaris, en ander is saam met hulle. Tot sover vandag. Maar net ter afsluiting, die twee hartvrae vandag, volgens en uit Handelinge 17 is aan die volgende twee vrae. 1. Is ek ook soos 'n Bereaan? Hulle ondersoek die skrifte elke dag. Toets ek ook dit wat ek hoor aan die woord van God? En nommer 2. Wat maak my gees ontsteld? Paulus sien die stad vol afgode. Wat ontstel my eie gees in my huis of dorp wat God hartseer maak? Wat? Kom ons sluit af. Here, maak ons Bereane en Paulusse tot u eer. Wys moedig en vol liefde vir die verlore siele in die hele wêreld, in al die stede, maar ook in baie huise. Ons loof en ons prys u vandag. Seën, vrede en genade vir elkeen wat vandag saam met ons gelees het. Ons prys die naam van die Here en ons gee aan hom al die eer vir dit wat hy met elkeen apart, afsonderlik gepraat het. Amen. Jesus.
naam fluister deur my siel. Die groot ek is, U staan vas, geen ander naam bo U. Heilig, heilig, ek buig voor U troon, geen ander naam, U is my kroon. Jesus, Jesus, geen ander naam. Jesus, Jesus, U alleen is waardig. Jesus.